Sit gerus. Ons het begin laasweek en gekyk na Jesus se hande en vandag is ons tweede gedeelte. Waar dit vandaan kom is die Here het dit net op my hart gesit en ons gaan kyk na sy hande vir 'n paar Sondae. Vandag gaan ons na 'n ander faset kyk van God se hande. En ons gaan kyk vandag na sy hande wat sorg. Wat na my en jou kyk die hele tyd. En ons gaan na twee verskillende goeters kyk. En vandag gaan ons kyk hoe dat die Here Jesus sorg met brood en hoe dat die Here Jesus sorg met finansies. Want dis wie hy is. Hy sorg. So, vanoggend het ek ook nie soos altyd vir jou 'n storie of 'n vreemde inleiding of iets nie. Vanmôre gaan ons na die skrif kyk. So twee skrifgedeeltes. Vanmôre gaan ons basies kyk, maar wat sê God se woord en wat wil hy met ons deel uit sy woord uit? En die gedeelte waarna ons gaan kyk, so jy sien is in al 4 evangelies opgeteken met 'n klein bietjie verskillende bewoording, maar dieselfde gebeurtenis is 4 keer opgeskryf en dit het gebeur. En dit gebeur in Markus 6. En ek wil jou so 'n bietjie agtergrond gee. As jy na die boek Markus 6 in die begin gaan kyk, dan gaan jy sien die Here Jesus het sy disippels, die 12 uitgestuur om die werk te gaan doen waarvoor hulle opgelei het. En die 12 wat hy uitgestuur het 2 gegaan van dorp na dorp. Hy het nogal vir hulle gesê, moet niks saamvat nie. Nie kos nie, nie 'n reissak nie. Gaan soos jy is en doen die werk waarvoor ek jou geroep het. En die wonderlike ding is, hulle het geleer, met ander woorde gepreek. Hulle het siekes gesond gemaak en hulle demone uitgedryf. Hulle het bonatuurlike goed gedoen, ek wil hê jy moet dit vashou. Dis die begin van die hoofstuk. En as jy verder in hoofstuk 6 lees, dan sien jy maar daar's 'n gedeelte wat negatief is, wat baie hartseer is. Dis die gedeelte waar Johannes die Doper onthoof is, wat regtig ontstellend vir die Here Jesus was, want dit was sy neef. En dan gaan dit verder in die hoofstuk. En nou is die disippels terug by die Here Jesus, want hulle het nou gedoen wat hy gesê het hulle moet doen. En hulle is opgewonde, want hulle het goed gesien wat hulle nog nooit beleef het nie. Ek dink jouself in, die Here stuur jou tussen vreemde mense in. Jy moet gaan preek oor wie en wat hy is. Jy moet gaan siekes gesond maak. En jy moet demone uitdryf. Het vat 'n man op 'n perd om dit te doen. Nie 'n sussie nie. Maar dis wat hulle moes gaan doen het. En ek wil hê jy moet saam met my lees in Markus 6 vanaf vers 30. Dis nou in die Nuwe Testament, as jy saam met my wil blaai. Markus 6 vanaf vers 30 tot 44, as ek hom reg het. Die ene wat jy op die skerm sien is die 2020 vertaling. Het ons iemand hier met 'n Engelse vertaling? Dan sê ons het een Engelse een, ons een dalk daar agter ook, miskien 'n Engelse vertaling. OK, sal nou met julle praat. Kom ons begin by vers 30. En die apostels, nou luister baie mooi. Dis die disippels van die Here Jesus, maar nou noem hulle apostels. Kan iemand vir my sê hoekom? Help my. 'n Apostel is iemand wat uitgestuur is. Hulle is disippels, maar hulle het nou die werk gedoen van apostels. Dis waarom hulle apostels genoem word. En die apostels het by Jesus byeengekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en onderrig het. Hy sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. En hulle het in 'n boot vertrek na die verlate plek om by hulle eie te wees. Ek wil net 'n ding stop by nie eet nie. Die verskil tussen 'n apostel en 'n dominee is soos volg. Die apostels het nie kos gekry nie en hulle was honger. Dominees as hulle huisbesoek doen, dan kry hulle koek en koffie. Ja, ons sukkel nie. Ons sukkel wel met ons gewig, maar ons het daardie voordeel. Ekskuus, ek wil aangaan. En hulle het in 'n boot geklim, vertrek na die verlate plek om by hulle eie te wees. Maar baie mense wat hulle gesien het, het hulle herken en te voet aan al die dorpe af daarheen gestroom en nog voor hulle daar aangekom. Toe Jesus uitklim en hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was en hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. As jy na Matteus 14 vers 14 gaan kyk, is dit presies dieselfde sinnetjie waar dit sê hy het hulle innig jammer gekry,
want hulle was so skape, en hy het hulle gesond gemaak. As jy na die Engelse Bybel kyk, Bernadette, watter woord kry jy daar? Compassion. No. It's 'n baie mooi, maar sy Engelse woord, and he had great compassion for them. Jesus is moeg, sy neef is so pas onthoof, hy werk dag en nag, hulle het nie iets om te eet nie, en die skare het hom nodig. En wat doen ons God? Hy gaan aan wal, hy het hulle innig jammer gekry, en hy begin om hulle te leer, dis die God wat ek dien. Kom ons gaan verder. Ek raak te opgewonde vanoggend, ek kom nie deur die teks nie. Toe dit al baie laat begin word, kom sy disippels na hom toe en sê, dit is 'n verlate plek, en dit is reeds baie laat. Stuur hulle weg na die plase in die omgewing, en na die dorpies, om vir hulle self iets te ete te gaan koop. Maar hy het hulle geantwoord, gee julle vir hulle iets te ete. Hulle sê toe vir hom, moet ons dan met 2 denarius gaan brood koop? Dis die nuwe vertaling se woord denarius. Wat is die woord in die Engelse vertaling? Help my met die Engelse woord daar. Wel, dis baie mooi geskryf. Dis 8 maande se salaris wat hulle gaan nodig hê om hierdie mense kos te gee. Want maak sin, dit was 'n paar duisend. Wat sê die ander Afrikaanse vertalings vir daardie woord? Wat was die hoeveelheid in finansies of in hoeveelheid gesê? 200 pennings het ek aan hierdie kant. Daar agter het ek dalk iets anders. Is dit 1 dagloon of wat sê hy daar presies? 200 mense se dagloon, presies dit. So dis 'n hele klompie geld, maar dit maak sin, want daar was 5000 mans. Dis so aangeteken in die skrif. Jy kan nie som jouself maak, as dit soveel mans was, dan tel jy die vrouens by, dan sal omtrent 5000 vrouens, dan gee jy vir elke gesin net 1 kind, nou trek jy by 15000. So dis baie meer as 5000 mense, en jy kan gaan kyk na die ander vermeerdering ook, praat oor dieselfde getalle. Baie dankie. Maar hy het vir hulle gesê, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hulle het gegaan uitvind en kom sê, hulle het 7 brode en 12 visies, is ek reg? 5 brode en 2 visies, ek maak net doodseker, slaap julle nie. Hy het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die grond, groen gras te laat sit, om saam te eet. Hulle het in groepe van 150 gaan sit. Hy het toe die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Daarna het hy die brode in stukke gebreek en vir sy disippels gegee om vir die mense uit te deel. Hy het ook die 2 visse onder almal verdeel. Almal het geëet en het versadig geword. Hulle het 12 mandjies vol van die stukke brood en van die vis wat oorgebly het opgetel. Daar was 5000 mans wat van die brood geëet het. Baie mooi verhaal, 'n baie bekende verhaal. Kom ons begin by die eerste karakters. Soos ons laas Sondag begin het met die man, die blinde man met die modder in sy oë. Weereens die disippels, hulle skerp. Hulle weet wat is die probleem. Baie duidelik, hulle kom en hulle sê, hier's 'n probleem. Ons moet iets doen. Ons weet nie wat nie, maar ons het 'n probleem. En die eerste ding wat hulle doen is, dis eenvoudig, ons moet net 'n plan maak. So wat is die maklikste manier om hierdie probleem op te los? Stuur hulle weg. Ons doen dit baie keer in ons lewens, ons loop net weg van 'n probleem of is iemand anders se probleem. Maar dis wat hulle begin doen. Nou ek wil 'n oomblik hier stop, gaan ek terug na die begin van hoofstuk 6, want in die begin van hoofstuk 6 het hierdie mense bonatuurlike goed gedoen. Dis wat hulle reg gekry het. Dis die mag wat God hulle gegee het. Maar hulle kan nie vir mense brood gee nie. Hulle mis dit. Dis jammer, maar hulle mis dit. Hulle het siekes gesond gemaak, het al hierdie mag gehad. En hoe moeilik kan dit nou eintlik wees om hierdie probleme op te los? Maar hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle gaan na Jesus toe. En die ander ding wat hulle doen is, hulle begin eers hulle maak somme. Is dit nie wat ons altyd doen nie? Hoeveel geld het ek? Hoeveel keer het jy nie al by 'n supermark gekom en jy kom by die til waar jy moet betaal en iemand staan voor jou en hierdie persoon begin pakkies deurskuif. En dan kom jy agter die persoon begin pakkies terugskuif of items moet teruggaan. Want hulle maak somme want daar's nie genoeg geld nie. Ek en jy maak elke dag somme oor alles wat ons doen. Ons maak somme oor elke ding wat ons moet bereken en elke ding wat ons besit. Maar die hartseer is, die disippels maak somme oor wat hulle nie het nie.
Nie oor wat hulle het nie, oor wat hulle nie het nie. Is ons nie maar ook so nie. Wat het jy nie? Ek het een keer 'n oulike prentjie 'n hele paar jaar terug gesien van 'n man in 'n pak klere met sy kartonnetjie by die robot, en dan staan daar geen Z3 BMW, geen DStv, geen dubbelverdieping huis, help asseblief. Baie oulik, baie netjies, maar vir hom was dit as 'n grap, dis wat hy nie het nie, dis wat hy wil hê. En dis baie keer hoe ons is. So die oplossing vir die disippels, stuur hulle huis toe. Wat maak Jesus? Vra net een vraag. Wat het julle? Wat het julle beskikking om iets te doen hierso? Hy doen presies dieselfde as in Exodus. As jy teruggaan na Exodus 4, Moses is besig met sy gesprek met God, waar hy vir hom vertel wat moet alles gebeur, en hy vra vir Moses een ding, wat is in jou hand? Wat het jy? En Moses sê, ek het 'n staf. Dis in die begin van Exodus hoofstuk 4. En God sê, gooi dit op die grond neer, en dit verander in 'n slang. 'n Stok het lewe gekry. Is nou nie my gunsteling dier nie, maar God het gevra, wat is in jou hand? As jy verder gaan in Exodus 4 vers 17, dan sal jy sien, en God het vir Moses gesê, van nou af sal jy al die wonders en die pla en die tekens met hierdie staf doen. Selfde vraag wat Jesus vra, wat is in jou hande? Selfs wat God vir my en jou vra, wat het jy om mee te werk? Wat het jy? Wat is tot jou beskikking? So wat het hulle? 5 brode en 2 visies. En dan wil ek vir jou vers 41 weer lees. Hy sê, hy het toe die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Daarna het hy die brode in stukke gebreek en vir die disippels gegee om vir die mense uit te deel. So ek het vanoggend 4 disippels nodig. So Leandre, Jason, Jelandri, Jenna, ek het julle graag nodig om vir my te help, want ons het brood om uit te deel vanoggend. Ek weet nie of jy genoeg gaan wees nie, want ek is nie Jesus nie. Ek weet nie of almal ontbyt geëet het nie, so hier's vir jou 'n stukkie brood. Jy moet hom nie eet nie, jy hoef nie, hy is so vars as wat ek hom kon kry. Maar ek wil jy moet iets vanoggend beleef. 5,000 of 15,000 mense sit en brood word vir hulle uitgedeel. En dit gaan 'n tydjie vat. Hoe lank moes dit nie gevat het vir 12 disippels om vir 5 of 15,000 mense brood uit te deel? Jy's welkom, jy kan hom eet. Jy kan hom in jou sak ook sit. As jy hom in jou hand hou, gaan jy sweet. Nee, maar ek het nie vis nie. Dit sal 'n gemors afgee. Dit sal my en die koster se verhouding heeltemal ruïneer. As hulle moet vis optel na die tyd. Hier's 'n voorstel, wat van bokkoms? Dit sou gewerk het. Maar luister wat gebeur terwyl julle die brood uitdeel en eet. Julle gesels. Dis wat hierdie mense gedoen het. Dis wat gebeur het. Ja, daar's nie botter nie, Louis. Weet jy wat is die grootste en die ergste probleem? Ek moes vinnig julle tel vanoggend. Mag daar oorbly. Dit lyk my die 4 disippels doen nie sleg nie. Het almal gekry, is enige iemand dalk oorgeslaan? Dink amper soos nagmaal. Julle kan dit maar na vorentoe bring, maar julle moet vir julle self ook daarom elkeen ene vat.
En die galery is julle uitgesorteer. Nou is die mikrofoon weer aan. Maar ek wil jy moet 'n bietjie dink daaraan. Jesus het met sy hande, wil jy daai skrif weer lees, hy het toe die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Hoekom bid ons aan tafel voordat ons eet? Want Jesus het dit gedoen. Hy's God, maar hy kyk nog steeds na die hemel op, voordat hy brood breek. Daarna het hy die brood in stukke gebreek en vir sy disippels gegee om vir die mense uit te deel. Dink jouself bietjie in. Jy loop die hele dag agter die man aan. Ek het nou die dag 'n interessante ding gelees. Hulle sê, in die wêreldse geskiedenis was dit nog nie so maklik soos wat dit nou is vir die mens, die moderne mens, om genoeg kalorieë in te neem vir 'n dag of meer. Die kans om iets te gehad het in daardie antieke tyd om iets elke dag te eet, het nie bestaan nie. So jy het die hele dag agter hierdie man aangeloop om te hoor wat hy sê en hy het nie 'n mikrofoon gehad nie. Dis wat jy gedoen het. Daar's duisende mense en dit lawaai die hele tyd, maar jy's opgewonde. Jy wil hoor wat hy sê. Maar net een persoon het padkos ingepak. Hy seentjie het besluit hierdie gaan 'n lang dag wees, of sy ma het na hom gekyk. Maar die beginsel is, God het besef, wat het hulle nou nodig? So wat doen hy? In die omstandighede wat hulle nou ervaar, nou is hulle honger. Nou het hulle dit nodig. Dis aan die einde van die dag. Hy gee wat hulle nodig het. Hulle het brood nodig. Dis vir nou. Dis sy hande, dis wat hy maak. Dis 'n baie eenvoudige ding wat hy vir hulle gegee het. Is maar net kos. Maar as jy heeldag niks geëet het nie, dan is dit belangrik. Dis wat die Here doen. As jy nou kos nodig het, dan gee hy dit vir jou nou. As jy iets anders in jou lewe nodig het, dan gee hy vir jou wat jy nodig het elke keer. Want hy weet. Hoekom? Want Jesus het hande wat sorg. Met sy 2 hande. En as jy weer 'n vars stukkie brood eet, dink daaraan. Dis hoe God sorg. Was dit lekker brood? Dit was vars. Dadelik gehoor waar het ek dit gekry? Ek sal na die tyd sê. Maar dis hoe Here Jesus sorg. En dis een manier, dis voedsel. Ek wil jou na 'n ander kant toe vat, na nog 'n storie toe vat in die Nuwe Testament, waar die Here Jesus weer gesorg het. En hierdie keer het hy vir finansies gesorg. Want dis wie en wat hy is. Hy sorg. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Matteus 17 toe, vers 24. Matteus 17 vers 24. Kom ons lees vanaf vers 24. Toe hulle in Kapernaum aankom, het diegene wat die dubbelgramme invorder, na Petrus gekom en gevra, betaal julle leermeester nie die dubbelgramme nie? Dis 'n nuwe woord wat jy geleer het vandag, en dis in die 2020 vertaling, direk vertaal uit die oorspronklike taal uit. Wat sê die Engelse Bybel? Wat is die woord wat daar gebruik word? The two decrima, wat praat ook van iets wat 2 is. Wat sê die ander Afrikaanse vertalings? Het enigiemand vir my 'n ander woord? Tempelbelasting het ek aan hierdie kant gekry, verseker, dis die ouer vertalings, dis die Afrikaanse vertaling, dis presies wat dit ook sê. Maar die oorspronklike woord was die dubbelgramme. So ek glo julle het daar ene. Dit is tempelbelasting. So nou is ons al by belasting ook hierso. Hy antwoord, ja wel, dis Petrus se woorde. Toe Petrus in die huis kom, spring Jesus hom voor en vra, wat dink jy Simon? Simon vra, van wie vorder die aardse konings hulle geld of belasting in? Van hulle seuns of van hulle vreemdelinge?
Toe hy antwoord van vreemdelinge, het Jesus vir hom gesê, dan is die seuns mos vrygeskel. Maar sodat ons hulle nie aanstoot gee nie, gaan see toe en gaan gooi die hoek in. Vat die eerste vis wat jy uittrek, en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n starter vind. Neem dit en betaal dit aan julle namens my en jou. Hy praat daar van 'n starter. Vir starter, ek weet nie. Wat is die ander woorde? Wat sê die Engels? So dis 2 keer soveel. So Jesus het gesê, gaan kry 2 keer soveel as wat ons moet betaal, belasting vir ons by mekaar. Wat is die ander woorde in die ander vertalings wat ons sê daar? Silwer muntstuk, so daar was 'n muntstuk. So jy het hom, hulle het finansies nodig gehad, hulle moes tempelbelasting betaal. En dis presies waaroor dit is, dis 'n nuwe woord. Nou waar kom hierdie tempelbelasting vandaan? Wie het dit nou uitgedink? Nou in daardie antieke tyd het dit so gewerk. Alle Joodse mans oor die ouderdom van 20 jaar moes hierdie tempelbelasting betaal. Wat 'n algemene ding was, dis nie iets wat jy gekies het nie. En die tye wanneer hulle dit betaal het, was gewoonlik met die Pasga, wanneer hulle in Jerusalem aangekom het. Maar sou jy nie in Jerusalem wees nie, maar jy's bietjie in die uithoeke, soos byvoorbeeld Kapernaum, was daar mense uitgestuur om jou geldjie te kom haal, want die tempel het die geld nodig. Maar waarvoor? Hoekom moet jy tempelbelasting betaal? Ek wil sê, ek en jy die woord belasting hoor, dan kriewel ons dadelik. Ons hou nie van die woord belasting nie. Tempelfooie sou lekkerder geklink het. Maar waarvoor was dit? Dit was vir die instandhouding van die tempel. Dit was daar vir een ding ook, om die dienswerk te laat plaasvind. Want goeders moet gebeur in die tempel. Iemand moet die vloere was, iemand moet die spinnerakke afhaal, iemand moet sorg dat daar byvoorbeeld kersse is, of al die goeders wat hulle nodig het, plekke moet gewas word, daar is uit die aard van die saak mense om dit te doen. Maar waar kom dit vandaan? As jy na Exodus 30, die tweede boek in die Bybel gaan lees, vanaf vers 11 af, het God vir Moses opdrag gegee, dat daar 'n tempelbelasting moet wees, en wat hy dit genoem het, is so 'n mooi woord, 'n wydingsgeskenk aan God. Dis waar dit al vandaan kom. Dis baie jare voor hierdie tyd van Jesus, maar die beginsel het dieselfde gebly. Hulle het nodig gehad met die begin van die tempel, en soveel jare later, nog steeds in die Nuwe Testament, is dieselfde gebruik daar. Maar dan praat Jesus 'n bietjie iets anders daar. Hy praat daar iets van seuns of vreemdelinge. En wat probeer Jesus daar eintlik vir hulle verduidelik? Want hy het vir Petrus hier voorgespring. Dit is nogal 'n tegniese vraag daai. Eerste punt is, die vraag van die manne was aan Simon Petrus. Het julle tempelbelasting betaal? Maar die interessante ding is, iemand wat 'n rabbi was, 'n leermeester in teologie, in die geloof, het nie nodig gehad om dit te betaal nie. Jesus was deur soveel mense rabbi genoem. Jesus was deur soveel fariseërs rabbi genoem. Dink maar aan Nikodemus. Met ander woorde, Jesus het nie nodig gehad om dit te betaal nie. Want hy is, hoor mooi die skrif wat daar gesê het, hy is die seun van God. Hy is 'n seun, hy's nie 'n vreemdeling nie. Ek dink so ietsie daar vir Petrus gesê. So eintlik het Petrus 'n probleem. Hy bly in Kapernaum en hy's veronderstel om hierdie fooi te betaal. Maar nou het Petrus 'n ander probleem. Petrus was 'n visserman. In 'n jaar of wat 2 voordat hierdie insident daar was, het hy sy ambag gelos en sy werk gelos en die besigheid toegemaak en ek weet nie, dalk van die staf ontslaag geraak en al die bote wat hy gehad het verkoop as jy in die moderne konteks het en die warehouse en al die toerusting en die vragmotors en alles is nou weg. En nou is hy agter Jesus aan want Jesus het hom geroep. Hy het nie geld nie. Petrus het nie 'n inkomste nie, maar hy moet dit betaal, hy het nie 'n keuse nie. Petrus is in groot moeilikheid. Wat doen Jesus? Hy help hom. Petrus het geld nodig. Kan dit noem net wat jy wil. Jesus kom, sê maar, ek gaan jou help. Ek is hier om jou te help. En wat doen hy? Hy stuur hom om 'n vis te gaan vang met 'n hoek. Jy kan die hele Bybel gaan lees. Jy sal die woord vir 'n hoek nie in die Bybel kry nie. Daar is net een plek waar hierdie woord gebruik word en dis in hierdie skrifgedeelte.
Maar nou is daar iets snaaks wat hier gebeur. Nou moet jy mooi indink, Jesus stuur vir Petrus en sê vir hom, vat 'n hoek, met ander woorde, saam met 'n hoek is 'n lyn, en miskien dalk 'n stok, ek was nou nie daar nie, hy moet 'n vis gaan vang. Ons gaan terug by Petrus. Petrus het 'n ambag gehad as 'n visserman. Dit was nie sommer so nie. Petrus het visse gevang met nette, hordes, baie. Dit was die metode hoe hy vis gevang het. Nou moet Petrus met 'n stok en 'n hoek 'n vis gaan vang. Nou kom ons dink 'n bietjie prakties. Petrus gaan terug na, kom ons sê, die see toe, waar ook al, en hier kom hy met sy visstokkie aan en sy hoek. Hy gaan nou 'n vis vang. Dink jy nie die ander visserman het vir hom uitgelag nie? O, Petrus is terug na 2 jaar. Lyk my dinge het nie uitgewerk nie, né? Maar nou het hy ook nie meer 'n boot of 'n net nie. Nou begin hy maar klein met sy nuwe besigheid. Hy begin met 'n vishoek en 'n stuk lyn. Hy gaan nou 'n vis vang. Ek is seker dat hom uitgelag. Dit staan nie in die skrif nie, maar dink bietjie prakties daaroor. Maar hoekom? Petrus moes gaan werk het vir daai vis. Ek weet nie hoe lank dit hom gevat het nie, maar julle weet baie keer, dit vat nogal tyd om 'n vis te vang, né? Ek sien die vissermanne daar agter in die kerk. Hulle weet waarvan ek praat. Maar Petrus moet met 'n hoek 'n vis gaan vang, nie met 'n net nie. Gaan nie so maklik wees nie. Maar dis die opdrag wat die Here vir hom gee. Hy gee hom 'n opdrag want die Here is daar om hom te help om hierdie tempelbelasting te betaal. Maar nou is dit interessant. God, die drie-enige God, het jare terug die opdrag gegee, daar moet tempelbelasting wees. God kom op 'n plek nou, waar dit nog steeds betaal moet word, en dieselfde God kom, en hy help hom nog om dit te doen. Dis vreemd, né? Ek bedoel, die Here stel 'n reël in, die Here sê, jy moet dit betaal, jy het nie geld nie, en die Here sorg dat jy die geld kry. Ek dink jy's nou heeltemal die mekaar, so kom maak dit vir jou maklik. Kom ons praat kerkbazaar, né? Hoe werk 'n kerkbazaar? Jy skenk die bestanddele, né? Dan bak jy die koek self. Dan die oggend van die kerkbazaar kom jy, dan koop jy nog jou eie koek wat jy gedoen het. Dan kos hy koek jou 'n plaasprys. Is dit nie wat ons doen nie? Presies. Want ons doen dit vir iets andersters, vir iets wat groter as ons is. Maar dis wat ons doen, en dis omtrent dieselfde beginsel. Ek verneder God nie, ek bring hom nie af na iets wat minderwaardig is nie. Maar dis die beginsel. Die Here wil hê ek en jy moet iets doen. Hy gee wat ons nodig het, sodat ons dit verander kan gee, en weer self 'n bietjie daaruit ook kan kry. Kom ons praat 'n bietjie daar, Efesiërs 4 vers 28, hoor wat staan daar geskryf. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie, hy moet eerder werk, deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Eerste plek, dis 'n opdrag van God om te werk. Kan nie net by die huis sit nie. Mag nie steel nie, ons weet dit baie duidelik, almal van ons. Maar om te werk is 'n opdrag. Maar om te werk is nie net om te werk vir myself nie. Dat daar iets is vir iemand anders. Maak nie saak in watter hoedanigheid nie. Maak nie saak hoe dit werk, hoe dit aan mekaar gesit word nie. Maar God wil hê, daar moet iets meer wees. Nou, dan moet jy dalk miskien met 'n vishoek 'n vis gaan vang, maar God wil hê jy moet iets doen. Dit klink snaaks, né? Maar jou inkomste draai nie net om jouself nie. Dit doen nie alles joune nie. God wil hê jy moet iets meer daarmee doen. Hoekom? Want hy weet presies wat jy nodig het. Elke dag van jou lewe. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. As jy moet terugkyk, hier sit jy vanoggend. Hoeveel keer het die Here nie vir jou deurgekom nie? Gesorg vir 'n werk, gesorg vir 'n geleentheid, 'n besigheidsgeleentheid. Weet jy, hy gaan so ver dat hy sorg tot vir jou dat jy van hier af veilig by die huis kom. Dis Here Jesus se hande. Hy pas jou op. In alle fasette van jou lewe is God betrokke en hy sorg vir jou. Of dit brood is en of dit belasting is, God sorg. Want sy hande is oop. Sy hande is oop. En ek en jy moet leer om oop hande te hê. As julle onthou so 2 jaar terug, gaan dit weer vertel, Dominee Niels de Jager het die volgende beeld geskets en dit was vir my so goed en dit het iets verander in my manier van dink. Ons kom uit die industrie uit, ons verstaan van 'n konveierbelt. Manne, julle weet waarvan ek praat. 'n vervoerband. As jy in 'n fabriek werk en jou doel is om hierdie blikkies te vat en hulle in bokse te pak,
Dis al wat jy moet doen. En jy begin op 'n plek kom waar jy nie vinnig genoeg werk of uitdeel nie, en dit hoop op. Wat gebeur? Hulle sit die vervoerband daar aan die ander kant af, want jy kom nie by nie. Daar kom nie meer in nie. En dis hoe God werk. En ek weet, dit maak nie sin nie, maar hoe meer jy uitpak, hoe meer jy gee, hoe meer kom die vervoerband aan. Dis so eenvoudig. Dis wat God doen. Want sy hande is oop vir my en jou. Weet jy wat die ergste van alles? In jou persoonlike geestelike lewe is God se hande net so oop. En hulle is stikkend. Hulle het gate in. Want wat jy ook nodig het, is iemand wat nodig het om vir jou 'n ander prys te betaal. Nie net brood te gee nie, nie net geld te gee nie, om vir jou die prys te betaal vir verlossing. Dis hoe ver hy gaan. Nie net brood en geld nie, want jy's belangrik vir hom. Daarom het hy oop hande. En daarom is ek 'n dankbare mens. Want die sonderekening wat ek het, wat te groot is, want ek het nie genoeg om hom te betaal nie, het Jesus betaal aan 'n houtkruis vir my en vir jou. En daarom vra ek jou vanoggend, as God alles gee, wat gee jy? Ek praat nie van die kerk nie. Ek praat van wat gee jy? Wat maak jy met jou hande? God se hande is oop die hele tyd. En jy kan getuig daarvan. Wat maak jy met die geleenthede wat jy het om ook te gee? Hoeveel mense rus ek en jy toe om te gaan visvang? En ook 'n muntstuk in die hande te kry. Hoeveel mense gebruik ek en jy die geleentheid om saam te sit en brood te breek, 'n verhouding te bou? Dis wat gebeur het die oomblik toe ons die brood uitdeel, toe begin julle met mekaar kommunikeer. Dis deel van gee, dis deel van God se oop hande. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U in verbasing. Ja, Here, U woorde sê, ek is die brood van die lewe. Dis wie en wat U is. Ons staan verstom. U ontmoet ons op elke plek waar ons is. Elke uitdaging wat ons het, U is net daar, altyd. Want U is lief vir ons. Maak nie saak in watter omstandighede nie, ons het 'n God wat deelneem, wat nie te besig is nie. En dit gee vir ons rustigheid. Ons wil vanoggend vir onsself kom bid. Ja, Here, dit klink selfsugtig, maar ons self het nodig om soveel keer net meer en meer van U te ervaar. Daarom is ons gebed vanoggend, Heilige Gees, vul ons toe. Hou ons vas. En bring ons uit by die brood wat ons nodig het. Bring ons uit by die lewende water wat ons so nodig het, want U is die ene wat ons dors les. Ons dank U, Here. Ons is nie bang om dit te sê nie. U is nog steeds in alle omstandighede 'n goeie God. Amen.